Welkom almal hier by Woordwys. Vandag is dit nou maar ek op my eie, Johan, en ja, Aubrey is 'n bietjie op stap toer en dit was ek moet sê nogal baie interessant gelyk. Dit sou lekker wees om te kon saamgaan. Vandag gaan 'n bietjie meer van 'n praktiese episode wees, minder so eintlik geskiedkundig soos Aubrey se van laasweek. Ek moet sê daai was 'n baie interessante episode om na te luister. En ook nie noodwendig so teologies nie. Soos ek sê, dit gaan baie meer praktiese episode wees. Die idee van vandag is, sê maar jy is in 'n posisie van jy het net jou hart vir die Here gegee of jy is meer curious oor Christendom en wat dit alles behels en hoe kan jy meer betrokke raak en hoe begin jy met Christendom? Dis die hele idee van vandag se episode is, want ek het wel agtergekom in my jaar hier's baie mense wat ek al hierdie jaar teëgekom het wat hulle is nou in 'n posisie wat hulle regtig meer betrokke wil raak en net hulle sê maar in 'n Christenhuis groot geword en altyd van die Here gehoor en dit was half deel van die roetine, gaan elke Sondag kerk toe, daai tipe ding, maar nog nooit regtig so volhard daarin en regtig soveel energie daarin gesit nie. En nou het hulle 'n posisie gekom van hulle het besluit, okay, ek wil nou my geloof regtig 'n fundamentele deel van my daaglikse lewe, van wie ek is, van my identiteit maak. So ek wil net vandag praat oor hoe begin 'n mens as jy nou so 'n persoon is en jy voel of jy in daai posisie is, of al is jy nou al vir lank 'n Christen en jy wil half net 'n bietjie weer terugkom na die basics, regtig net aan die absolute basics van hoe maak jy hierdie werk? Waar moet ek begin as dit vir my voel of jy besef jouself, dit voel vir my ek het hierdie laaste stuk bietjie net ek wil net weer 'n bietjie terugkom na my geloof, of dit voel jy iets het gebeur of jy net weer regtig besig geraak net bietjie, soos ek sê, dit nie meer so waar daarby uitgekom nie. Jy wil net half klise van voor begin nie, maar net terugkom na die basics en dan van daar weer werk en aangaan. Ek sê dit is die hele idee van vandag se boodskap vir julle. Nou die een plek waar ek wil begin is 'n kennis. Mense het regtig 'n kennis van die woord nodig. Maar die rede daarvoor is mens leer God ken deur om hom te ken. En mens leer hom ken deur sy woord te ken en gebed. Nou gebed sal ek later weer aanraak en ons het vir die van julle wat ons podcast volg, ek en Aubrey het 'n hele episode gedoen oor gebed en van die wat julle nou eers hierdie eerste episode stel luister, gaan luister daai episode. Ek moet sê ek het dit verskriklik geniet. So die eerste een is om sy woord te ken. Nou die een deel is baie, dit is hoe mense 'n verhouding met hom bou. Die ander rede hoekom om sy woord te ken ongelooflik belangrik is dit sit mense in 'n posisie dat wanneer jy byvoorbeeld na 'n kerk toe gaan of jy in gesprekke is met ander gelowiges, jy weet wat's actually waar. In die sin van die ding is dis ook om jouself te beskerm en ook om ander te beskerm, want as jy kom ons sê jy sluit nou by 'n kerk aan en jy ken nog nie die woord nie. Daai predikant kan enigiets sê sonder dat jy actually weet of is dit waar en in lyn met die woord. Dit is waar dit regtig nogal vir my baie belangrik geraak is dat mens nie valse leraars, kom ons nou maar noem, of mense wat nie volgens hulle disguise hulle eie agendas eintlik deur dit as onder Christendom is, nou so kan stel, hulle het een of ander money making scheme of hulle het een of ander iets wat nie eintlik opreg is met die woord nie, waar hulle self iets gain en dan gebruik hulle, as ek sê, Christendom so met hierdie agenda net te push. So die ding is as jy jou woord ken, kan jy in 'n kerk of iewers in 'n scenario ingaan en jy kan sê, okay, yes, ek stem saam met hierdie of yes, ek stem nie saam met hierdie nie, maar jy weet ook dan hoekom. So, okay, soos hy sê is met die woord leer ken. Waar begin 'n mens? Waar begin mens? As ons sê, okay, ons wil die woord beter leer ken. Die een is, obviously, lees die Bybel. Die ander ding is, daar's van die goed dis nou ook wat begin inkom is, hoe beter mens die Bybel leer ken, hoe beter kan mens ook info van die internet af begin kry, want baie van die goed moet mens maar 'n bietjie met 'n knippie sout vat.
Die een wat ek nogal baie keer gebruik, wat ek moet sê, actually fenomenaal werk. Maar dit is baie keer as jy nou net met 'n boek begin. So kom ons sê jy wil nou Job begin lees, net om 'n goeie overview te kry van Job. Ek dink hulle naam is The Bible Project. Ek double check net gou sommer hier op YouTube. En yes, dit is hulle. Hulle maak seker nice animations wat dit lyk dis tekenprentjies wat die ou deur jou praat en ek moet sê dit werk nogal baie nice. Dis nie noodwendig die mees in diepste goed nie, maar dit gee vir jou 'n amazing overview van wat om te verwag van die boek. Wat is sê die hooftrekke nie en dan werk jy nou van daar af daardeur. So dit is vir my 'n baie goeie een. Dan as jy in 'n posisie is wat jy iemand ken wat regtig baie van die woord weet. So sê nou maar as 'n predikant of 'n ouer of 'n oupa of ouma of 'n vriend, praat met daai persoon. En ek dink dit is regtig 'n goeie begin ook. Maar spesifiek actually ek moet sê, as mens dit met 'n predikant kan doen, is dit amper die beste, want die predikante obviously het nou teologie gaan swat. Hulle het letterlik dit gaan studeer. So uit my ervaring was, as jy 'n regtig goeie predikant het, om in 'n Bybelstudiegroep of iets saam met hulle in te skakel, is net awesome. Want dis letterlik hulle werk om die woord te bestudeer, en hulle het dit gebestudeer toe hulle gaan swat het. So dit is nogal, ek moet sê, kies. Soos ons nou sê, okay, ons die woord leer ken. Eerstens, lees dit self. Tweedens, dit is goed om aanlyn ook ondersoek te doen of boeke iewers boeke te kry, te lees. Maar pas daar maar bietjie mense ek sê gut nie, maar wees nou maar net bietjie versigtig en dis nou nie verkeerde goed die hele tyd net na luister nie. Dan een of ander knowledgeable persoon waarmee mens kan praat, vrae kan vra. Dit sal ek sê is regtig. As mens daai 3 goed doen, gaan mens stadig maar seker 'n ordentlike kennis opbou. Ek sal nie sê waar mens begin in die Bybel maak regtig saak nie. Ek sê dit maak regtig saak nie. Ek dink al die goed maklikste is amper begin voor en gaan net tot die einde. Dit is, ek moet sê, nogal omtrent maklikste. Dan ons nou kennis van die woord. As dit so vinnig daaraan geraak is gebed is ek sê dit is waar mens jou verhouding met God bou. Nou as mens net in dit inkom, ek sê optree nie my beste advies daar is net volhard is. Ek dink mens moet versigtig wees om net jy gaan nou bid en alles gaan verander en dit gaan net oornag gebeur. Ek dink die beste dit is regtig 'n volhard. Jy moet regtig dit deel van my se lewe maak. Maar deel van jou daagliks, dis net hoe jy operate, as jy bid elke dag en jy praat met die Here. En een manier wat ek gevind het wat vir my ongelooflik goed gewerk het, is eintlik om dit te kombineer met journaling, is om actually nie net jy weet al van stil te raak en te bid nie, maar om actually my gebeure neer te skryf. En daar's 'n paar redes daarvoor. Partykeer kom ek dan agter die goed waar ek gebid het, as ek nou oor 'n maand of 3 maande of 'n jaar, paar jaar teruglees, dan kan ek actually sien, okay, maar hierdie goed waar ek gebid het, wat vir my op daai stadium verskriklike issues was, dit is nou nie issues nie, dit het net hulle self uitgesort. En ek dink dis regtig ook 'n goeie manier om God se werking in mens lewe te sien, is as jy 'n rekord het van daai goed. So dit is nogal vir my 'n amazing ding ook om te sien. En die ander ding is, gebed is nogal 'n manier om mens ook met sy eie gedagtes orden. Is partykeer voel dit vir mens of alles chaos is en dit is net daar's iets wat pla en daar gaan iets aan. En deur te bid wat mens dit vir die Here vertel, orden mens op 'n manier met sy eie gedagtes. En dis waar die skryfdeel actually dit nog soveel beter maak is. Wanneer mens iets sê, praat mens baie keer net, en praat net, mens praat amper op autopilot. Maar as jy iets skryf, dan jy moet dink oor wat jy wil skryf, jy skryf dit, en soos jy skryf, dink jy eintlik 2 of 3, 4 keer aan die sin wat jy skryf, om dit
beter te maak, jy weet, die sin actually sin maak. So dit is nogal 'n amazing ding, dis great, want dan kry mens jou gedagtes uit, soos jy dit uitskryf, dink jy oor waaraan jy dink of waaraan jy voel, en eintlik daarin, daai chaos wat mens nou eintlik ontstel, begin mens klaar al orden, en as jy klaar jou gebed uitgeskryf het, kan jy dit actually sien, en dan kan jy dit begin verder mee werk, en skielik dan op die einde van die dag, baie van die goed wat gebeur is, deur dit uit te skryf, orden mens dit baie, baie goed. So, ek moet sê, dit is waar, as nou terug gaan na ons lysie van hoe begin 'n mens, van mens ken die woord, en mens tree nou in gebed, is, om dit 'n deel van my se daaglikse lewe te maak, en dan om dit neer te skryf, het vir my persoonlik ongelooflik baie gehelp. So ek dink dit is nogal 'n lekker ding om ook mee te begin. En die nice ding is, mens van daai journal, en wanneer jy saam met iemand gaan Bybelstudie doen, maak jy jou notas daarin, en as jy nooit 'n stuk gelees het, dan merk jy die goed nie, van, maar hierdie ding is vir my uitgestaan, soos byvoorbeeld gisterand vir my, was daar die een ding oor wat ek gesit het, dit was in Johannes 18, toe hulle nou Jesus by die verhoor was, en die een vraag wat Pilatus gevra het, was, het Jesus gevra, wat is waarheid? En ek moet sê, dit is byvoorbeeld vir my om so iets net te gaan neerskryf, en moet jy daar te gaan sit en dink, dit is nogal, ek moet sê, wat dit lekker maak is, want dan begin mens 'n journey deur werk, en mens maak en dan, as ek sê, deel van jou lewe, mens raak nuuskierig, en mens wil nuwe goed leer, en dit is die amazing ding, is van om neer te gaan skryf, want nou kan ek hier gaan sit, en ek kan daar gaan skryf, en ek kan môre en oormôre soos kan gesit, en dan begin ek 'n antwoord uitfigure, en begin 'n antwoord uitfigure, en ek moet sê, dit is nogal, en die lekker ding is, al daai dink en worstel, doen mens saam met die Here, so dis 'n ongelooflike lekker ding, as ek sê, om saam met die Here te doen, en die ding is dit gaan oor, om daai deel van mense daaglikse lewe te maak, is om, as mens nou net half begin, en mens wil nou uitfigure, of jy's nou klaar, jy's nou al lank 'n Christen, maar jy wil bietjie weer, please die spaak begin nie, my spaak mense geloof aan die gang kry, dit gaan hard daaroor om dit meer in mense daaglikse lewe te integreer. So ek moet sê, as mens dan uitfigure om, kry vir jou skedule, as jy sien, nie almal se dae is ewe vol nie, een keer 'n dag, elke tweede dag, ek het nog nooit reg iemand gekry wat gepraat het oor die hoe frequently mense half nou in jou geloof intree nie, maar oor die algemeen, ek moet sê, mens kan regtig nogal iewers in mense dag tyd afstaan om 1 of 2 verse soos hoofstukke in die Bybel te lees, en dan net bietjie te skryf, en die lekker ding is, mens dit skryf is, mens journal is, ek vind die goed wat mense in die agterkop pla deur die dag, as mens dit uitskryf, is dit half uit jou agterkop uit. So ek moet sê, dit is nogal regtig 'n goeie begin, is kry kennis van die woord, tree in gebed, dan begin ons nou verhouding met God bou. Die ander ding is kry ek moet sê, 'n kerk om by in te skakel. Die rede daarvoor is, ons as Christene is nie, alhoewel ons individue is, die kerk is 'n ongelooflike plek om saam, om 'n gemeenskap te bou, 'n gemeenskap wat rondom een ding draai, dis Jesus Christus, en dit is, ek sê altyd, dit is, as mens na gaan sit en dink, as 'n individu, het mens nie altyd, sê maar, ek het R100 'n maand, wat ek kan gee vir die kerk, of, jy weet, om iets goeds te doen, met R100, jy weet, kan ek nie regtig, dit is moeilik om vir 'n klomp mense iets te gee, gaan opeindig, jy weet, daar's nie, om 'n verskil in die wêreld maak met R100 is moeilik, maar as ons 1000 mense is wat in 'n kerk mekaar kom, en elkeen van ons gee R100, dan jy skielik, ek moet sê, 'n redelike klomp geld, wat jy mee mense kan help, en die verskil wat mense so saam kan maak, is meer as wat een individu kan maak. So dit is 'n ongelooflike lekker plek om in te skakel. En wat ook partykeer so is partykeer as mens nou half nie in
jy wil nou regtig jou lewe verander en jy wil meer in Christendom tree. Die realiteit van die saak is, in baie gevalle gaan mense vriendegroepe partykeer moet verander, of ja, mens gaan wil die mense wat mens mee baie tyd spandeer en nie noodwendig 'n goeie invloed mens is nie, gaan mens tot 'n mate wil verander sodat mens nader in die Here kan kom. En die kerk is 'n goeie plek om sulke vriende te maak. As jy nuwe vriende wil maak wat dieselfde waardes deel en dieselfde behoeftes in terme van hulle geloof het, is die kerk 'n ongelooflike plek om dit te gaan soek en daai vriende te maak. So dit is waar dit regtig belangrik is om by 'n kerk ook in te skakel. Dan, ek moet sê, hierdie is actually nogal goeie advies, en ek kry hierdie gaan 'n bietjie 'n korter episode wees, maar ek dink dit gaan nogal ek hoop dit help julle. Ek hoop dit help julle. En is actually soos ek nou hier sit en daaroor dink, vir my ook 'n ongelooflike, ek sê ek preek meer vir myself nie, maar dit is nogal 'n fantastiese net terug na die basics van waar begin 'n mens om ons geloof in ons lewens in te werk. Dan, ons het nou 'n kennis van die woord opgebou, die gebed, skakel by 'n kerk in. Die een ding hoekom ek begin het eintlik met kennis van die woord is mens sê nou maar jy wil nou 'n kerk join. Hier waar ek in Pot sit, is hier, ek nie eens hoeveel kerkie is nie, maar ek kan nou aan amper 10 dink. So, wie kies jy? Dit is waar die kennis van die woord belangrik is. Mens kan na die dienste toe gaan en mens meet wat gesê word aan die woord. Is dit wat die predikant sê actually volgens die woord waar, of stem dit ooreen? Dan, tweedens is, mens moenie die gees miskat nie, want ek praat maar altyd van 'n gut feeling, maar as jy in 'n kerk tree en iets is nie reg nie, partykeer mens voel dit soms so hier in jou en jy weet sommer nee, maar ek kan sê as gevolg van hierdie en hierdie wat in die woord staan, ek stem nie saam nie. Maar partykeer kan mens dit nie noodwendig sien nie, maar jy kry net daai feeling van iets is nie reg nie. En ek baie keer dan sê ek myself, dit is die gees wat mens waarsku, net sê hierdie is nie waar jy hoort nie, of ja, ek sê mense moet regtig nie die Heilige Gees onderskat nie. Ek dink hy sê vir mense baie keer as mense in 'n kerk of 'n scenario of iets is, dat wees versigtig om die persoon te glo, want hy leer nie vir jou wat ek eintlik wil hê jy moet leer nie. So dan gebruik dit of mense kerk, as jy nou 'n kerk moet piek. En die ander kant van die saak is ook ons een predikant in Valpark vandaan, hy is fenomenaal. En die een ding wat hy actually gesê het, is jy uit die kerk uitstap en jy sê, ja, daai preek het nou so laat goed voel en so, dan het hy eintlik nie die dan was eintlik nie die regte boodskap nie. Want as mens daar gesit en dink, is op 'n manier, as mens moet versigtig wees dat kerk toe gaan net 'n feel good exercise is, van jy moet nou baie energie kry en dit moet net vir jou deeltyd ek sê jy laat goed voel en jy laat goed voel oor jouself, maar partykeer mens eintlik moet besef is dat om kerk toe te gaan en of waar die predikant nou 'n boodskap het, ek sê mens amper 'n bietjie uithaal nie, maar dit mens moet dan na die tyd gaan sit en dink, maar Jesus, mag tog. Dis wat ek nou hier mens laat dink in die sin van soos, okay, ek het nog nie so daaraan gedink nie, en ek moet sê, as ek dit in my lewe gaan verander, of ek is bietjie skuldig daaraan, of so, gaan dit my lewe kan beter maak. Of dit moet mens moet versigtig wees dat dit net die hele tyd 'n feel good exercise moet wees. Ek dink partykeer is dit ongelooflik om herinner te word aan die liefde wat die Here vir mense het, en ek sê daai regtig positiewe ervarings te hê. Maar partykeer moet mens ook besef, dit is veronderstel om mense te maak dink, en want die ding is, wanneer mens self oor iets begin dink, verbeter mense kennis. En mens word ook beter in die sin van, dis die ander volgende ding waarop ek actually wou raak is, ek dink hierdie is nou 'n goeie, ons skakel nou amper goed daarna toe, is
Ek dink die hele beginsel van Christendom is, we streef daarna om soos Jesus te wees. Nou die probleem is, Jesus was perfek. So, ons kan nie perfek wees nie. Dis 'n bietjie 'n probleem. Maar, is dit? Want, kyk, nie een van ons gaan perfek wees nie. Almal van ons gaan sonde doen en ons gaan altyd kortval van die glorie van God, in die sin van, niemand van ons kan regtig perfek, niemand van ons kan so perfek soos Jesus wees nie. So, almal het een of ander sonde. Ons gaan altyd kortval, maar ons almal kan verbeter. En ek dink dis die hele beginsel van Christendom is om elke dag beter te wees en nader aan Jesus eintlik onsself te verander. En dit is waar dit belangrik is as mens nou na diens of iets gaan wat mens moet gaan sit en dink, of iets wat die predikant sê mens maak sit en dink. En ek dink die feit dat julle nou hierdie episode luister is 'n amazing begin. Eintlik in hierdie journey, ek dink is regtig eintlik die perfekte begin. Is om sit els, kyk, jy gaan nie jou lewe net oornag kan verander en jy gaan perfek wees nie. Baie van dit is meer soos al die wat nie goed is nie, dit gaan nie gewillig af nie, jy moet kan afbrand. So, om sistematies elke dag 'n klein bietjie en 'n klein bietjie en 'n klein bietjie myself te verander om nader te wees aan Jesus. Dis asof daar 'n vlaggie is waarna mens wil beweeg en mens moet myself se roete verander om daarna te kom. En, ekskuus, ek nou hier 'n nies. Ja, so mens wil myself verander nader en nader aan Jesus en dit gaan nie oornag net so gebeur nie. Dit gaan regtig sistematies en mens moet mense hele daaglikse lewe eintlik verander. En dis die amazing ding. Die interessante ding is baie keer is, as mens gaan kyk na, dis nou ding ek wel actually met van my sportking agtergekom het, is, en ook maar baie van die navorsing en wat ook maar wys, is dat, is vir my net 'n doelwit. Mense brein stel die meeste dopamien vry om te werk om daai doelwit te bereik, nie om actually die doelwit te bereik nie. Nou dis 'n interessante ding. Wat dit eintlik vir mense sê is, die journey daarna om myself beter en beter te verander, om meer en meer soos Jesus te wees, bring mens eintlik baie meer geluk, soos wat dit sal wees om soos Jesus te wees. Dit klink weird, maar die beginsel is, vind regtig vreugde en waardeer hierdie journey van eintlik, ek is nie genoeg nie, ek weet ek is nie genoeg nie, maar ek weet ek kan môre beter wees. En dis die amazing ding is, want dit skep 'n ongelooflike lekker worsteling en 'n werk met Jesus, want dit is waar mens 'n verhouding bou, is mens sê vir God, soos ons altyd ons nou in Jeremia praat ook van die pottebakker, en ek weet nie, baie van kerke is daar ook die een van die liedere is oor die pottebakker. Maar dit gaan oor soos, okay Here, ek is nie perfek nie, maar help my. Kom ons vorm my na iets wat meer is wat U van my wil hê. En dis 'n lekker ding, want dit is, as mens kyk na mense vriende, die vriende waarmee mens eintlik die beste vriende is, die waarmee jy staf doen en gewerk het en jy het al een of ander iets deurgewerk of een of ander challenge overcome saam. En mens worstel, jy het saam gesukkel aan iets. En selfs beginsel, mens bou daai verhouding met God deur saam met hom te sukkel om jou in 'n beter en beter en beter mens te verander. En ek sê, dit is waar mens die vreugde moet vind. So ons het nou sê ons wil ons kennis van die woord verbeter. Dit doen ons deur ons net ons Bybel te lees. Ons kan 'n bietjie aanlyn info daaroor kry en om by een of ander Bybelstudie of in so 'n Bybelstudie of net 'n persoon te kry met wie ons kan praat oor die woord, waarby ons ekstra wat regtig die woord ken, waarby ons ekstra info kan kry. Dan het ons gesê gebed.
Mens gesê dit help ons ongelooflik om ons gebeure neer te skryf. Want dan kan ons sien, okay, ons weet, ons kan min of meer 'n rekord, so as ons eendag net so interessantheid wil deurlees en is 'n amazing experience van om te sien hoe van mens gebeure al eintlik waar geword het. En om net die probleme wat mens self ervaar en die chaos in mens se brein, as jy dit neerskryf, orden dit net. En dit bring mens vrede in daai sin. En dit is 'n ongelooflike ding om saam met God te doen. Dan, dit is gesê, is vind vreugde uit die strewe daarna om eintlik beter te wees. En om te besef dat mens nooit gaan perfek wees nie. Maar dis okay, want dit maak die journey fun. En mens gaan in daai journey om jouself beter en beter te verander, gaan 'n mens die vreugde vind, daarna om nader en nader aan Jesus te kom. So ek moet sê, ek hoop regtig dit het julle vandag gehelp, en ek moet sê, dit was vir my, soos ek nou hier sit, 'n fantastiese begin. En die ander een skakel by 'n kerk in, skakel by 'n kerk in, en mens, wat se kerk, hang nou maar af van, ek sê, laat mens kennis van die woord dit lei. Dit is wat regtig belangrik is om net die Bybel te begin lees. En ek wil nou amper sê begin met die Nuwe Testament. Maar nee, die Ou Testament dis nie as die Nuwe Testament belangriker is nie. Die realiteit van die saak is baie van die daar word baie meer dink ek partykeer gefokus op die Nuwe Testament as die Ou Testament. So as 'n mens nou al vir 'n kerk soek, sal ek sê, is dit nogal dink ek belangrik om die Nuwe Testament te ken, want meeste van die dienste gaan maar oor die Nuwe Testament. So dan kan mens dit makliker meet, en dan later met die Ou Testament begin. Maar dit maak regtig die saak nie. Ek het letterlik maar net dink, ek sê ek maak hom voorop en begin hom maar net. So, dat mens kennis het om die kerke aan te meet, om seker te maak dat dit wat daar gesê word, actually, ek praat soms altyd teologie vas, maar dit gaan in die beginsel van, dit stem actually met die woord ooreen, en dan laat die Gees mens lei, vertrou die Gees mens sal eintlik sê dat jy op die regte plek is, dat as jy nie daai kerk hoort nie, dat hy vir jou jy gaan nie reg voel nie. Maar as jy weer in die regte kerk is, moet ek sê nogal die Gees sal vir mense dit openbaar. Maar ek hoop hierdie het julle vandag gehelp, want dit was vir my fantasties om net weer terug te keer na die basics. En soos dit ek nou hier sit, en ek wil sê, okay, ek wil eintlik half meet, of is ek nog op die regte pad? Is ek besig om my kennis van die woord te verbeter? Tree ek nog gereeld genoeg aan gebed? Is ek by 'n goeie kerk ingeskakel? Ek dink ook partykeer is terug daarop, maar dis eintlik gesprek vir ander dag. So ons moet nie altyd net kerke jump nie. Ek dink mense was ook iets te sê daarvoor om die kerk waar mens is te bevorder, en nie net, die kerk doen dit nie vir my nie, kom ek gaan soek nou 'n ander kerk. Ek dink dit is ook nie, ek dink is belangrik om, as mens by 'n kerk in te skakel, te gaan en te kyk wat se value kan mens add aan die kerk, om die kerk beter te maak. Ja, ek moet sê, dit was nog vir my 'n fantastiese ding om weer 'n bietjie deur te dink. En ek hoop dit het julle gehelp, en mag julle regtig 'n geseënde week hê. En volgende week hoort ek en Aubrey ons episode weer saam te skiet. Ek sien baie daarvoor uit. So mag julle 'n geseënde week hê, en volg ons hier op Spotify, like die episode, julle ken dit. Dankie. Geseënde week vir julle.